Hallo en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video gaan ons leer om tussen verskillende tipes suiwerstowwe, molekules, elemente en verbindings te onderskei. So wat is 'n suiwerstof? Dit word gedefinieer as materie wat 'n konstante samestelling het. Met ander woorde, dit bestaan uit een soort stof en is nie 'n mengsel van verskillende stowwe nie. Suiwer goud bestaan byvoorbeeld slegs uit goudatome en geen ander element of stowwe kom daarin voor nie. Suiwer water bestaan net uit watermolekules met geen ander stowwe wat daarin opgelos is nie. 'n Suiwerstof het dus 'n konstante samestelling, 'n herhalende patroon van dieselfde soort atoom of dieselfde soort molekule. 'n Suiwerstof kan ook nie deur fisiese metodes in sy komponente opgebreek word nie. Fisiese metodes om stowwe te skei sluit in handsortering, sifting, filtrasie, magnetiese skeiding, distillasie, verdamping en kromatografie. Selfs al kan suiwerstowwe nie deur fisiese metodes geskei word nie, kan sommige deur chemiese metodes opgebreek word. En dit geld hoofsaaklik vir verbindings soos water, maar ons sal meer in detail hierna kyk in 'n latere video. So uiteindelik onderskei ons twee tipes suiwerstowwe: elemente, byvoorbeeld goud en suurstof, en verbindings, byvoorbeeld water en koolstofdioksied. Beide elemente en verbindings kan uit molekules bestaan. So kom ons stop nou hier, want ons het nou 3 belangrike terme wat opgekom het: molekules, elemente en verbindings. So kom ons bespreek die verskille een vir een. 'n Molekule vorm wanneer 2 of meer atome in 'n vaste verhouding aan mekaar bind. So water, kom ons kyk na dit as 'n voorbeeld. 'n Watermolekule word gevorm wanneer 2 waterstofatome chemies met 1 suurstofatoom bind. Jy kan sien dat daar 2 verskillende tipes atome, waterstof en suurstof, in 'n verhouding van 2 tot 1 aan mekaar verbind is. Die binding tussen die atome noem ons 'n chemiese binding, want dit was gevorm tydens 'n chemiese reaksie. Daar is 2 soorte molekules afhangend van watter atome met mekaar verbind. As slegs 1 soort atoom saambind, noem ons dit 'n molekule van elemente. As meer as 1 soort atoom saambind, soos in die geval van water, noem ons dit 'n molekule van 'n verbinding. Nou soos voorheen genoem, is 'n element dus 'n suiwerstof wat uit slegs 1 soort atoom bestaan. Byvoorbeeld 'n stuk goud bestaan net uit goudatome. Yster bestaan net uit ysteratome. Swaal bestaan net uit swaalatome. Omdat 'n element net uit 1 soort atoom bestaan, kan dit nie deur chemiese reaksies opgebreek word in ander elemente of verbindings nie, want daar is fisies niks anders om dit in op te breek nie. Sommige elemente op die periodieke tabel bestaan egter uit molekules van elemente. Dit wil sê, dieselfde soort atoom bind chemies aan mekaar, so jy het 2 of meer van hulle. En voorbeelde van hierdie tipe elemente is waterstof, suurstof, stikstof en chloor. Die atome van hierdie elemente sal altyd in 'n 1-tot-1 verhouding bind om molekules van elemente te vorm. Een waterstofatoom sal met 'n ander waterstofatoom bind en waterstofgas vorm. Een suurstofatoom sal met 'n ander suurstofatoom bind en suurstofgas vorm. En dieselfde geld vir stikstof en chloor. Molekules wat bestaan uit 2 identiese atome wat saamgebind is, word diatomiese molekules genoem en die di beteken 2. So hierdie molekules sal altyd bestaan uit 2 van dieselfde atome wat aan mekaar verbind is. Hierdie 1-tot-1 verbindingsverhouding kan in elkeen van hulle se chemiese formules gesien word. Die chemiese formule vir waterstofgas is H2, want dit bestaan uit 2 waterstofatome wat aan mekaar gebind is. Die chemiese formule vir suurstofgas is O2, want dit bestaan uit 2 suurstofatome wat aan mekaar gebind is. En die chemiese formules vir stikstofgas en chloorgas bestaan ook uit 2 van dieselfde atome, 2 stikstofatome of 2 chloratome wat aan mekaar gebind is. 'n Verbinding, aan die ander hand,
is 'n suiwerstof wat bestaan uit atome van 2 of meer verskillende elemente wat chemies aan mekaar gebind is. Elemente bly dus boublokke van verbindings. Verbindings word gevorm deur chemiese reaksies, byvoorbeeld wanneer yster en swaal saam verhit word, vorm dit ystersulfiet. Hier sien ons 'n eenvoudige chemiese reaksie om 'n molekuule van 'n verbinding te vorm. Jy kan sien dat verbindings uit molekules bestaan. Ander voorbeelde van verbindings is water, koolstofdioksied en natriumkloried. Aangesien verbindings tydens chemiese reaksies gevorm word, kan hulle ook weer deur chemiese reaksies opgebreek word in die elemente of verbindings waaruit hulle bestaan, en ons sal na dit kyk in 'n latere video. Die atome in 'n verbinding kom altyd in 'n vaste verhouding voor, soos in hulle chemiese formules aangedui. Byvoorbeeld, die chemiese formule vir water is H2O, omdat 'n watermolekuule altyd bestaan uit 2 waterstofatome wat aan 1 suurstofatoom gebind is. So die verhouding van waterstof tot suurstof in enige watermolekuule is 2 tot 1. Die chemiese formule vir ammoniak is NH3, omdat dit bestaan uit 3 waterstofatome wat aan 1 stikstofatoom gebind is. En die chemiese formule vir natriumkloried is NaCl, omdat dit bestaan uit 1 natriumatoom wat aan 1 klooratoom gebind is. Ons skryf net nie die 1 nie. Laastens sal die eienskappe van 'n verbinding verskil van die van die elemente waaruit dit bestaan. Byvoorbeeld waterstofgas en suurstofgas. Hierdie is beide vlambare gasse as elemente op hulle eie. Maar wanneer hulle saambind om water te vorm, vorm hulle 'n nie vlambare vloeistof. So water, die verbinding, het totaal en al ander eienskappe as die elemente waaruit dit bestaan, die waterstofgas en die suurstofgas. So kom ons vat saam wat ons tot dusver geleer het. Atome maak alles op aarde uit. Alle materie bestaan uit atome. Dit beteken dat elemente, molekules en verbindings almal uit atome bestaan. Die verskil tussen hierdie 3 terme lê in die samestelling van die atome. In die geval van elemente bestaan hulle altyd net uit 1 soort atoom. Verbindings bestaan uit 2 of meer verskillende atome. Atome van verskillende elemente wat chemies aan mekaar verbind is. Molekules verbind hierdie 2 konsepte aangesien molekules elemente of verbindings kan vorm. Molekules bestaan uit 2 of meer atome wat in 'n vaste verhouding chemies aan mekaar verbind is. Indien die molekuule uit 2 of meer atome van dieselfde element bestaan, sê ons dit is 'n molekuule van 'n element of 'n diatomiese molekuule. As die molekuule uit 2 verskillende tipes atome bestaan, atome van verskillende elemente wat chemies verbind is, dan sê ons dis 'n molekuule van 'n verbinding. So jy kan sien dat molekules elemente of verbindings kan vorm. Elemente, molekules en verbindings word almal as suiwerstowwe geag, omdat almal van hulle 'n konstante samestelling het. Hetsy dit is omdat hulle uit dieselfde atoom bestaan wat oor en oor en oor herhaal, of omdat dit uit dieselfde molekuule bestaan wat oor en oor herhaal. Sleutelterme vir hierdie video sluit in suiwerstof, molekuule, chemiese reaksie, chemiese binding, element, diatomiese molekuule en verbinding. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.